Ja, goeiemôre. Groet julle vanoggend op hierdie koue wintersoggend hierso in die wonderlike naam van Jesus en soos jy sien nie by die huis nie, ons sit hier so langs die hokkie en rugbyvelde. Vroegoggend op 'n Sondag. Die son is skaars op, maar ja, dan besef jy net wie eens hoe groot is God, nee, hoe wonderlik is God en so nou en dan as 'n karre verbyry, ja, verdra dit maar net vir 'n oomblik. Ek wil graag weer eens ons hardloop deur die psalms en ek sê hardloop, maar ons hardloop en ons stap deur die psalms en vandag wil ek vashak hierso by Psalm 14. Dis iets wat ons bekend is om oor te dra aan iemand, veral daai wat ons dink is ons die ongelowiges. Want die musiekleier hierso, die Dawid wat hy daar vir ons sê, heel daar aan die begin van Psalm 14 is die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. En ek meen, dan dink ons, ja, maar wat is 'n dwaas nie? Wie is 'n dwaas? En dan sê ons 'n dwaas is iemand wat dit doen en iemand wat ongeregtigheid doen en iemand wat ons definieer nie 'n dwaas nie. En hier kom God en hy doen dit weer in Romeine 3. Hy definieer wat 'n dwaas is. 'n Dwaas is iemand wat die volgende dinge gaan doen. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. En ek meen, dis wat Romeine ook vir ons sê, nee, almal het gesondig, almal van ons. En hoekom sê hy dit vir ons? Want hy wil ons bewus maak van die feit dat ons het God nodig. Ons het God nodig en dis wat 'n dwaas is. 'n Dwaas is iemand wat in sy hart vir homself sê, daar is nie God nie. Ek het nie God nodig nie. Ek is slim. Ek kan alles doen wat ek op my eie doen. Ek het niemand nodig wat vir my gaan sê, weet, hier is die riglyne waarvolgens ons moet lewe nie. Want hoekom? Want ek is beter as dit. Ek het tog hierdie ding self gemaak. Ek het tog hierdie geld self gemaak. En as ons kyk na die wêreld op die oomblik daar buite, nee, dis wat hulle vir jou wil sê. Jy het nie God nodig nie. Jy het God nodig vir 'n halfuur op 'n Sondag. Jy het God nodig vir 'n uur en 'n half op 'n Sondag as jy 'n goeie kerk het wat die woord verkondig, wat nie volgens 'n program hardloop nie. Dis wat die wêreld vir jou sal sê. Jy het net 'n program nodig. Jy het net daar, jy moet inkom, jy moet vir 3 minute sing, jy wil 20 minute preek luister en dan sal jy vir 2 minute 'n uitnodiging gee en almal moet hulle oë toe hou en. Maar God sê ons moet verantwoordelik wees teenoor mekaar. En dis hoekom hy daar sê, sleg, afskuwelik, maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders, om te sien of daar iemand verstandig is. En wat maak iemand verstandig? Daar sê hy dit weer ons, wat na God vra. Nie wat na hulle self kyk en sê ek. Nee, want ons haal daai versie ook so mooi aan, nee, ek is tot alles in staat. Ek is, ja, maar ons moet daai tweede deel daar ook insit, nee. Deur God wat vir my die krag gee, deur God wat vir my die verstand gee, deur God wat vir my die vermoë gee. Dan besef ons dat ons is deur God geskape in sy beeld, maar dan kan ons uitleef en toelaat dat God se krag, God se verstand deur ons werk. Maar die psalmskrywer gaan aan daarso, hy sê, hulle het almal afgewyk. Tesame het hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, die wat my volk opeet asof hulle brood is, hulle roep die Here nie aan nie. En dis vir die volk vandag doen nie, nee. Hoeveel keer in jou kerkdiens, en ek wil eerlik wees daar, en ek wil ernstig, want ons moet, dit is tyd dat ons ernstig raak voor die Here. Hoeveel keer in jou kerkdiens hoor jy die pastoor, die prediker, die wat ook al, deesdae ons noem die mense wat daar voor staan, hoeveel keer hoor jy dat ek, hoeveel keer? En ek gee eer vandag aan een van ons familielede, ons ouderlinge, ons iemand wat ek baie respek het voor. Hy het dit ook lank terug, toe ek net pastoor geword het hy vir my sê, as jy meer as 2 of 3 keer die woord ek gebruik in jou preek, dan gaan dit nie oor God nie. En dis hoekom ons moet so seker maak, hulle roep die Here aan, ons spreek die Here, ons spreek en ons verkondig God almagtig. Nie ek nie, want ek kan niks doen.
totdat God sy krag binne in my openbaar, totdat God sy krag toelaat om deur my te werk, totdat ek, die eie ek, een kan staan en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. En dan kan God, wow, amazing dinge doen, regtig, en sê daar, vers 5, sê, daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Sien, ons is so bang om dalk uit te mis op iets. Ons is so bang dat die wêreld ons van gaan verbysteek, dat ons vinnig in die lyn in beweeg en ons word volgelinge van die wêreld. Want ons is so bang, ons vertrou nie op die Here nie, en hier sê dit vir ons, daar, God is by die regverdige geslag. Ek kan dit vandag oor jou lewe uitspreek, as jy glo en aanhou glo, as jy jou volle vertroue op die Here sit, dan sê hy vir ons, God is by die regverdige geslag. Die raad van die ellendige, julle kan dit tot skande maak. Dit sal tot skande gaan. Hoekom? Want God is nie by hulle nie. Waarlik, die Here is sy toevlug. Is die Here jou toevlug vandag op hierdie Sondagoggend, of wanneer ook al jy die boodskap luister? Of is jy soos die dwaas daarso wat sê, ek kan alles self doen. Ek het al my rykdom, ek het al my eer op my eie gedoen, ek het nie God nodig nie. Of is jy daai wat sê, ja, ten spyte van my tekortkominge, het God my geseën, het ek geweet waar my krag vandaan kom, het ek in God vertrou, en hy het my geseën met dit wat ek het vandag. Dit is, dan weet ons staan op die regte plek, ons staan waar ons nederig is voor die Here, maar ons staan ook met daai vertroue. Ek meen, dit is daai wat hy sê, you gotta have that fullness, you gotta have that confidence to enter into the presence of God. Dit is daar wanneer ek daai vertroue het, ek kan daar instap, want ek weet ek is gesalf, want ek weet ek staan, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Dan kan ek met daai vertroue in die teenwoordigheid van God inkom en sê, God, U is my toevlug, God, U is my wysheid, God, U is my verstand, U is my krag, U is alles. En hy sê, ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. En ek wil daar eindig vandag, want dit is daai, 'n kort psalm, maar hy het soveel krag, hy dra soveel betekenisse vir my en vir jou, om te sê, waar staan ons vandag? Staan ons waar ons op ons eie vertrou, op ons eie mag en krag en verstand vertrou, want ek het tog self hierdie liggaam gebou tot waar hy is. Ek is die een wat self gym toe gaan, ek is die een wat self myself verryk, ek is die een wat self hard werk, of vertrou ek vandag volkome in die Here, dat die Here al die eer, al die lof en al die prys sal kry. Jesus Christus, ek doen alles wat ek vandag doen tot eer en verheerliking van U naam, Here. Ek vertrou, selfs as die wêreld vir my sê, nee, God is net daar vir Sondagoggend, en ek het verlede week bietjie daarop geraak, nee, want die wêreld is besig, en ons eie regering is besig hulle wil die kerke reguleer. Hulle wil vir ons sê wat ons mag en nie mag sê nie. Hulle wil vir jou vandag sê, wat jy mag sê, wat jy nie mag sê nie. En ons is louwarm, ons is daai kerk wat Paulus van praat daar in Openbaring. Ons is daai louwarm kerk, ons is te bang om iets te sê, want dan gaan iets met my gebeur, dan gaan ek dalk ergens moet wees, of ergens moet dinge doen. Dan gaan mense my ken as 'n man of 'n vrou van God. Ken mense jou by die werk as 'n man van God of 'n vrou van God? Ken mense by jou sirkel, jou vriendekring, daar waar jy langs die braaier staan? Ken mense jou as 'n man of 'n vrou van God wat op God se woord vertrou, wat op God staat maak, wat nie bang is om die evangelie te verkondig nie? Of ken mense jou as maar net een wat buig en gaan net soos die wind jou waai? En ek weet, dit is 'n ernstige gesprek, en baie min van ons wil dit hoor op 'n Sondagoggend, maar ek kan nou vir jou sê, asseblief, dit is belangrik, dat mense jou ken, want onthou een ding, nee,
jou kinders kyk daarna. Jou kinders kyk en hulle sê vir jou, dis hoe jy is as jy by die huis is. Dis hoe jy is as jy by daai vriendekring is. Maar dis hoe jy is as jy Sondag in die kerk is. Mag jy 'n geseënde week hê, mag hierdie woorde wat Dawid vir ons neergepen het, ek meen dis jare later en ons quoteer nog steeds die wonderlike digter Dawid. Want hy sê die dwaas in sy hart, sê in sy hart, daar is geen God nie, slegs afskuwelik maak hulle hul dade, daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien en hy kyk na jou vandag. Hy kyk en hy weet wat aangaan in jou lewe. Hy weet die pad wat jy stap. En hy sê vir jou vandag, vertrou op hom. Hy's lief vir jou. Vertrou op hom. Hy wil net die beste vir jou hê. Vertrou op hom. Want hy wil jou seën, hy wil jou gebruik. Hy wil jou seën met gawes wat jy kan gebruik in die wêreld daar buite. Om meer te doen as ooit wat jy ooit sou kon dink of bid of vra in Jesus naam. Ek groet jou met daai woorde vandag. Mag jy 'n geseënde week hê. As dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week, maar moenie bang wees om uit te reik nie, want ons is lief vir julle en ons kan saam met julle bid, saam met julle kan intree in Jesus naam. Amen.